Die rede hoekom ek Eksodus 3 nou vooraf lees, is net weer eens as agtergrond, dat ons baie goed kan verstaan, waaroor gaan dit uiteindelik in Levitikus? Waarvoor het die Here sy volk na die berg toe gebring? Daar is hierdie absoluut fundamentele doel, en dit moet ons goed verstaan, wat ons ook gaan help om insig te hê in waaroor gaan dit uiteindelik in al hierdie offerandes, wat dan in die eerste 7 hoofstukke vir ons gegee word. So Eksodus 3, Moses het sy skoonvader Jethro, die priester van Midia se kleinvee opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn ingejaag en uitgekom by die berg van God, by Horeb. Daar het die engel van die Here aan hom verskyn in 'n vuur wat uit 'n doringbos opvlam. Moses het gesien daar is 'n doringbos aan die brand, maar die doringbos word souwaar nie verteer nie. Toe dink Moses, ek moet afdraai sodat ek na hierdie buitengewone verskynsel kan kyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy afgedraai het om dit van nader te bekyk, het God na hom geroep uit die doringbos, Moses, Moses, en hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê die Here, moet nie nader kom nie. Trek jou sandale van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Daarop sê hy, ek is die God van jou voorvader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Ekskuus tog. Die God van Jakob. Moses het sy gesig bedek, want hy was bang om na God te kyk. Die Here sê toe, ek het die ellende van my volk, wat in Egipte is, duidelik gesien. Hulle noodkreet oor hulle slawedrywers het ek gehoor. Ja, ek ken hulle lyding. Ek het afgekom om hulle uit die hand van Egipte te red en hulle uit daardie land te laat optrek na 'n goeie en 'n uitgestrekte land, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Die woonplek van die Kanaaniete, die Hetiete, die Amoriete, die Feresiete, die Hewiete en die Jebusiete. En nou, kyk, die noodkreet van Israel het my bereik. Ek het ook die verdrukking waarmee Egipte hulle verdruk raak gesien. Gaan dan nou. Ek stuur jou na die Farao om my volk, die Israeliete, uit Egipte uit te lei. Moses het egter vir God gesê, wie is ek dat ek na die Farao kan gaan en dat ek die Israeliete uit Egipte kan lei? Hy het geantwoord, ek is immers by jou en dit sal vir jou 'n teken wees dat dit ek is wat jou gestuur het. Wanneer jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle God op hierdie berg dien. Goed. Op of by? Wel, hier staan op. Nee, ekskuus, dit is hoe ek vra. Ja. Dit is merkwaardig. Ja. Die ou moet sê by, want op die berg. Ja, so waarskynlik is die vertaling by 'n beter vertaling. Ek kan my voorstel in Hebreëus is dit 'n w letter en w kan by of op of selfs naas aan of so iets beteken, afhangende maar van die konteks, maar ek dink jy is reg om dit raak te sien, waarskynlik by die berg gaan te dien. Goed. Nou kom ons sing Psalm 48 vers 1 en dan ook vers 4. Die Here is groot waar Sion stop, omwend alle die dieptes op. Hy is lofwaardig, waar verhewe. Die berge start in son gaan zwewe. En Sion teen die noorde, blink oor die lof van woorde, daar waar 'n vlekkelose wit, die koning van die wêreld sit, het hy wat teen die vyand waak, as rotsberg hom bekend gemaak. Ons wil, o Heer, wat redding skenk, aan al die goedheid bly gedenk, as ons te saam is in U woning.
ons verskyning, die vyand se verdwyning, word aan die volkere bekend, tot by die aardse verste eind. U hand wat nooit die kwaad gedoen, reis vol geregtigheid omhoog. Sal ons saam bid? Here onse God, U is 'n groot koning, U wat heers oor alle nasies. U het ook na ons gekom, ook in ons situasie, in ons konteks, ook na ons volk, waarvan ons ook deel mag wees, en U het ook ons nader geroep na U. Here, wat 'n wonder dat U uit alle volke, nasies en tale mense na U toe roep, om U te kom aanbid en U te dien, U te mag ken en ons te verlustig in U. En Here, wil U gee dat ons vanaand ook weer ons mag verlustig in U, wanneer ons U goedheid mag sien en ervaar, dat ons mag ervaar wie U is, en wat dit alles ook vir ons beteken. Seën ons, Here, met U Heilige Gees se teenwoordigheid in en by ons. Verhoor ons in dit alles om Christus ontwil. Amen. Goed, daar is nog die laastes wat inkom. Goed, ek sê dit maar net weer vir ingeval julle wonder waarom daar sulke groot gate vanaand is. Daar's 'n klomp mense wat laat weet het hulle is in die bed met griep en so ja, daar's 'n klomp wat is normaal wat hier is wat nie hier kan wees nie. Nora weet ek het 'n oorontsteking en so sy moet nou nie eintlik uitkom in die koue nie. So hulle is ook nie vanaand hier nie. Goed, ek gaan maar intussen so lank voort. Die rede waarom ek dus vanaand gelees het uit Eksodus 3, is net sodat ons weer kan verstaan waar het alles begin, wat nou verder verloop in Levitikus hoofstuk 1. Israel word geroep na die Here toe, en letterlik selfs wanneer die Here na Moses toe kom, wanneer die volk nog nie eers by hom is nie, wat is die eerste ding waarvan Moses bewus gemaak word wanneer die Here hom ontmoet? Wat is letterlik die eerste ding waarvan hy bewus gemaak word? Heilige grond. Hier die Here sê vir hom, jy kan nie nader kom nie, want die grond waarop jy staan is heilige grond. Trek jou skoene van jou voete af. So hier is letterlik van die begin af, kom ons sê, hierdie grens wat getrek word, die grens wat oorskry moet word uiteindelik in Levitikus 1, wanneer die Here uiteindelik in Levitikus 1 sê, maar kom dan nou nader, kom dan nou in. Eers was daar dus duidelik 'n afskerming. Ook toe die volk nog by die berg gekom het, trek die Here nog heel duidelike grens. Niemand mag aan die berg raak nie, of dit 'n mens of 'n dier is, as die aan die berg gaan raak, die sal sekerlik sterf. So die volk word baie bewus gemaak van die feit dat daar 'n onderskeid is tussen kom ons sê maar gewone ruimte, gewone spasie en dan heilige spasie, daar waar God sy teenwoordigheid bekend maak. En dit word letterlik van die begin af reeds vir Moses bekend gemaak. Maar ook, wat gaan uiteindelik die doel wees waarom Israel na die berg gebring word? Waarvoor word hulle na die berg gebring? Om die Here te aanbid. Heel eenvoudig, om die Here daar te kom aanbid, om in sy teenwoordigheid te wees en hom te kom aanbid. En wat daarvoor nodig is dat hulle bevry moet word
van 'n tiran, van 'n ander koning, wat absolute tiran is, wat van hulle slawe maak. Nou, wil die Here dan nou ook van sy volk nuwe slawe maak, met al hierdie wette wat hy vir hulle gee? Is dit nie maar 'n nuwe vorm van slawerny nie? Wat wil die Here met al daai wetgewings gedoen het? Wou hy van hulle nuwe slawe maak? Dit was juis 'n teken van die bevryding. En ja, ek hoop ons gaan dit vanaand duidelik ook verder kan sien. Goed, ons moet dus die hele tyd besef, die fundamentele doel van die boek Levitikus is om die uitnodiging te rig, kom nader, kom steeds nader aan my. Dit is die Here se roep dwars deur die boek. Daar word 'n bepaalde portret van die Here geskilder ook hier. Is hy 'n God wat op 'n afstand wil bly staan? Is hy 'n God wat 'n groot kloof handhaaf tussen homself en sy volk? Ja, hy wil juis nie, hy wil die kloof oorbrug vir hulle. Hy wil dit vir hulle maklik en moontlik maak om by hom te kom. Hy is hierdie heilige God, maar hy wil hulle laat verstaan, dit is veilig om by my te woon. Juis by my is veiligheid. Ek bedreig nie julle lewe nie. Juis by my is daar veiligheid. Juis by my is daar seën. En dit wil juis die Levitikus boek dan ook wys. Daar is veiligheid daar by God, juis teen alle bose magte in die wêreld. Maar dit is ook 'n plek waar die Here sy seën oor sy volk uitstort. Veral wanneer hulle bewus word van sy nabyheid, dan besef hulle, daar's eintlik niks mooier vir hulle in hierdie wêreld, as dat God so naby aan hulle kom nie. Maar, daar is natuurlik ook 'n waarskuwing. Daar is bepaalde grense wat gestel word. En dit beteken dan ook, dat hierdie aanbidding van die Here, by die berg, in die tabernakel, gaan wel wees op God se voorwaardes. God gaan die voorwaardes bepaal. En dit is dan wat ons in Levitikus hoor. Allerhande wetgewings, nie om die volk te kom belas nie, maar juis vir hulle te wys, wat is die weg na God? Maar dan wel op sy voorwaardes. God bepaal hoe ons na hom toe kom. En as dit nie gehoorsaam word nie, is daar 2 teksgedeeltes in Levitikus wat vir ons duidelik uitwys wat gebeur as God se voorwaardes nie gehandhaaf word nie. Ek het dit daar op die blaai vir julle aangedui. Dis veral Levitikus 10 vers 1 tot 2. Dis die verhaal van Nadab en Abihu. Wat gebeur dus daar? Wat gebeur dus met Nadab en Abihu? Hulle omdat hulle vreemde vuur bring, word hulle uiteindelik deur God se vuur verteer. En dan ook aan die einde, redelik naby aan die einde van die boek, hoofstuk 24 vers 10 tot 23, dis nog 'n narratief wat weer eens baie duidelik laat sien, dat God duld dit nie, dat jy hom sommer maar op 'n manier kom dien, soos wat jy goed dink nie. God stel duidelik die voorwaardes. Ja, dit is presies, dit is die tweede gebod. Daar God aanvaar nie eiewillige godsdiens nie, om dit nou maar so te sê. Die ander woorde, jy kom dien hom nie met allerhande beelde of wat dan ook al wat hy nie van ons gevra het nie. Daar's net een manier om hom te dien en dit is soos wat hy dit van ons vra. En dan heel belangrik, wat is die belangrikste kenmerk van God wat dwars deur die hele Levitikus boek aan ons bekend gemaak word? Wat is die kenmerk? Dit is dan ook die kenmerk waaraan die Here wil hê sy eie volk ook geken moet word. Heiligheid. Dwars deur die boek kry ons die hele tyd hierdie vermaaning of herinnering, God is heilig
Dit het 'n geweldige implikasie. As jy bevoorreg is om naby hierdie heilige God te mag kom, dan het dit die implikasie dat ook jy heilig gaan wees. Jy gaan ook, soos wat God totaal anders is as al die gode van die heidenasies, so gaan die volk van die Here totaal anders wees as al die nasies met hulle gode. Israel gaan totaal anders wees. En die manier hoe hulle anders gaan lyk, word veral duidelik gemaak in wat ons dan vandag ken as die 10 gebooie. Die Israelse heiligheid gaan veral daaruit duidelik wees dat hulle geen ander gode sal dien nie. Dat hulle God ook sal dien net op die manier hoe hy dit voorskryf. Wat is die 3de gebod? Iets met sy naam te doen. Jy moet nie sy naam ydelik gebruik nie. Met ander woorde, God self maak erns met sy naam. So, jy moet ook erns maak met sy naam. As jy sy naam aanroep, dan moet jy dit ook doen in geloof. Die 4de gebod? Dis die spesiale dag wat die Here gegee het vir sy volk. Daar's een onder die 7 dae, is daar 'n dag wat geheilig moet word. Die Sabbatdag, wat spesifiek heeltemal eenkant gesit word vir die aanbidding van God. En so kan ons deur die 10 gebooie gaan. Dit alles laat sien dat God se volk pas by hom. Wanneer die ander volkere daarom na Israel kyk, wat het hulle ook raak gesien? Behalwe 'n heilige volk, het hulle ook raak gesien die besondere God met sy besondere sorg vir hulle, né? Hulle as hierdie volk so besonders is, dan is God inderdaad ook so besonders. En mense, dit is 'n geweldige appel wat na ons toe kom. Ons moet altyd onthou dat ons individueel, maar ook as kerk van Christus op aarde, is ons die beelddraers van God op aarde. Dus, Goddelike apartheid. ja, inderdaad 'n goddelike apartheid. Wanneer die wêreld dus vra, waar is God? Dan moet hulle na ons kan kyk. Die wêreld moet na ons kan kyk en sê, maar kyk, hulle is heeltemal anders. En dis die appel wat na ons toe kom. Want die Here sê, wees heilig, want ek is heilig. So ons moet tussen die mense, in die kulture waarin ons leef vandag, moet ons heel anders gaan lyk. En dit is baie moeilik, maar dit is 'n wesenlike oproep, want daai verwyd eintlik wat daar in die wêreld vandag is van, ag, maar God bestaan nie, is baie keer te wyte, net wil ek sê nie altyd nie, maar baie keer te wyte aan die volk van die Here, wat ook nie meer herkenbaar is as God se volk nie. En ek dink dit beteken dat ons baie ernstig na onsself moet kyk, en ek hoop ons kan dit na die mense in die tronk toe neem, om vir inderdaad te gaan vra, maar as mense na jou kyk, kan hulle iets sien van God se andersheid, en van God se teenwoordigheid in hierdie wêreld. Want ons kan nie uit onsself uit verander nie. As ons sulke unieke skepsels gaan wees, dan is daar net een rede daarvoor, en dit is dat God ook ons verander het. So ons wat anders lyk, is 'n lewende getuienis van God se teenwoordigheid in hierdie wêreld. Dit was die roeping van Israel. Onthou jy nog? Israel word geroep om 'n wat vir die nasies te wees? 'n lig. Nou, wat beteken dit? Jy moet hulle iets laat sien. Maar ja, presies. Jy moet wees soos 'n stad op 'n berg. Jy moet hulle iets laat sien. In die donkerte van hierdie wêreld waar ons leef, moet julle, en dit sê Jesus uiteindelik vir sy disippels ook, né? Hy herhaal die opdrag
van Israel om 'n lig vir die nasies te wees, sê hy onmiddellik in Matteus 5 vir sy disippels, julle moet 'n stad op 'n berg wees, wat gesien kan word. Dit moet getuig van iets. Was dit vir die disippels of vir die hele skare? Wel, die skare daar rondom hom op daai oomblik was wel mense wat hom begin volg het. So, dit was nie net vir die disippels in die sin van net die 12 nie. Nee, dit was die groot skare wat hom begin volg het. Kom ons sê maar sy nuwe volk uit Israel uit wat hulle by hom begin skaar het. Dan sê hy vir hulle, maar julle wat nou julle by my kom skaar, julle moet 'n lig laat skyn, soos 'n stad op 'n berg wat gesien kan word, wat vertel van iets. Mense, dit is ons taak, ons roeping in hierdie wêreld. Jy met jou teenwoordigheid, waar jy ook al is, moet 'n verhaal vertel van iemand. Jy moet 'n verhaal vertel van God. As die wêreld sê, maar waar is God? Dan moet ons as kerk van Christus nie 'n oomblik huiwer om te sê, kyk na ons. Want as jy na ons kyk, sal jy iets reeds sien van die heiligheid van God. Wow, is dit nie 'n bietjie voorbarig nie? Peter? Ik denk iets voorbarig, ik denk gevoelig. Ja. Als je dat dan niet doet, dan maak je eerder, ik weet niet hoe, maak je eerder de Heer tot schande als wat jij onder de Heer. Presies. Tot verantwoordelijkheid. Peter, as ons dit maar net vanaand kan verstaan, daai wat jy nou net gesê het, ons het 'n enorme verantwoordelikheid. Want dit is so. Die Here sê ook vir sy volk, moenie dat daar vanweë julle oor my kwaad gepraat word in hierdie wêreld nie. Dis 'n verantwoordelikheid wat ons het. En daarom ook, dit is, as ons regtig uiteindelik kom by die uitlegging van die 10 gebooie, is dit eintlik pragtig. Die 3de gebod sê uiteindelik vir ons moet die draers van God se naam in hierdie wêreld wees. Wow, wat 'n verantwoordelikheid. Ons gaan sy naam so gebruik dat hy kenbaar is in hierdie wêreld. En ja, dit maak 'n mens, dit laat jou broek bewe. As jy daaraan dink, die verantwoordelikheid wat op ons lê. Maar dit is die werklikheid. En dit was die werklikheid van die roeping van Israel. Ek het die tekste daaronder aan die eerste bladsy waar daar elke keer verwys word na die heiligheid van God, en dan daarmee saam ook tegelyk die oproep na die volk toe om heilig te wees. Nou mense, bloot net al die feit dat hulle met bepaalde offers na die Here toe gekom het al klaar laat sien dat hulle nie sommer enige volk is en dat God nie sommer enige God is nie. Selfs daardie manier, en daarom is dit so belangrik dat ons erns moet gaan maak met daardie manier waarop Israel met die offerandes gekom het. Ek dink ek het al so 'n jaar en 'n half of wat gelede het ek een keer ook hierna verwys, maar ek wil graag weer, want dit sluit so baie sterk aan by hierdie oproep om heilig te wees soos wat ek heilig is. As ons vandag van verlossing praat, of kom ons sê, ons praat baie maklik in die algemeen van verlossing. En baie keer het ons nog ander name ook vir verlossing. Wat se ander name gebruik ons dikwels vir verlossing? Kom ons hoor 'n bietjie. Redding? Bevryding is verseker nog een daarvan. Saligmaking, regverdigmaking. Regverdigmaking is deel van verlossing. Dis terme wat ons gebruik, en tog interessant dat selfs die term regverdigmaking kom in die heel vroeë kerk, kom ons sê in die eerste 6 eeue, eintlik bitter min voor. Daar's 'n ander woord wat baie meer gebruik was deur die teoloë in daardie tyd.
'n woord wat eintlik uit ons woordeskat verdwyn het. Gelukkig, dank die Here, nie uit die woordeskat van Calvin nie, want Calvin in sy instituties, maar ook in sy kommentare, gebruik nog hierdie woord heel sterk. Die woord is theosis of theosis. Nou, wat beteken die woord? Die woord beteken vergoddeliking. Ons redding, ja, het jy al daarvan gehoor? Dit heel sterk in die gereformeerde tradisie, lê dit ongelukkig so 'n bietjie onder die stof, dat ons redding beteken, ons word soos God. En dis wat die vergoddeliking beteken, die theosis. En ek gaan vir die aanhaling, dit is op die bo bladsy 2 van die aantekeninge, gaan ek lees byvoorbeeld uit een van die heel eerste kerkvaders, uit die 2de eeu na Christus, Irenaeus. Is toevallig my gunsteling kerkvader, ook seker miskien omdat hy prakties die oudste een is. Hoor hoe praat hy oor verlossing. Hy sê, the one true and steadfast teacher, the word of God, our Lord Jesus Christ, who did through his transcendent love become what we are, so that he might bring us to be what he is himself. Hy word soos ons, sodat ons soos hy kan wees. Nou, dit is een van die kernboodskappe van die boek Levitikus. Ek is heilig, julle moet soos ek wees, julle moet ook heilig wees. Nou, hierdie gedagte het ontsettend sterk geleef by Irenaeus, by Athanasius, by Augustinus, Maximus, die confessor, geweldig sterk hierdie beklemtoning van as ons God se volk is, moet ons altyd onthou, hy het soos ons geword, hy het onder ons kom woon, sodat ons by hom kan woon, maar dit beteken dan ook, dat ons ook soos hy gaan word. Beteken nie ons word gode nie, dis nie wat dit beteken nie, maar ons word soos hy. Nou, dink nou maar aan die Seun van God, wat mens geword het. Waar is hy vandag, as mens? Aan die regterhand van God. Wow! Hy het eers mens geword, en gaan hy alleen op die troon bly? Wil Jesus alleen op die troon bly, as mens? Nee. Wie wil hy ook daar hê? Ons almal. Dis ons bestemming, mense. Dis die wonder van die wederkoms van Christus, dat hy ons saam met hom op die troon wil hê. Dis immers wat hy sê, ek gaan berei vir julle 'n plek voor. Wow! Want hy wil hê, hy wat soos ons geword het, wil dat ons soos hy word. Mense, dit is die geweldige van die prediking van die boek Levitikus. Jy kom letterlik in God se troonkamer in. Jy kom in die wolk van God se heerlikheid in. En dit het Israel besef en dit het hulle laat bewe. Dit het hulle tereg laat vrees, eerbied laat wys. Maar dit is die werklikheid. Jy kom letterlik tot by God. Hy word soos ons. So wat het ook hier by die berg gebeur? God kom van die berg af, want dit is nou heel belangrik. Die volk aanbid God uiteindelik nie op die berg nie, maar by die berg, aan die voet van die berg. En wat is daar waarin hulle God aanbid? Die tabernakel. Wat het God as eerste gedoen? Hy het na ons toe gekom. Hy het neergebuig na ons toe. Mense, die tabernakel is niks anders nie
as die eerste afbeelding, nee, nie die eerste nie, want dit kry ons al in Genesis, maar dis die mees omvangryke openbaring van die feit dat God menslik word. Hy kom woon ook by sy volk wat in tente woon, kom woon hy ook in 'n tent. Letterlik. Dit is God se inkarnasie, se menswording, se vleeswording. Dis waarvan Levitikus getuig. Kyk, God bly nie met sy heerlikheid op die berg nie. Hy daal neer na ons toe. Hy vul hier die tempel. Ja, nou eers die tabernakel, later natuurlik ook die tempel. Hy kom na ons toe, sodat ons na hom toe kan kom. Hy word soos ons, maar hy los ons nie onveranderd nie. Ons gaan soos hy word. Wow. Sien, daai gedagte lewe nog, die hele gedagte van God wat kom lewe by sy volk in die tempel, leef in die vroeë kerk nog heel sterk. Daar's nog in die vroeë kerk 'n heel sterk, kom ons sê maar 'n tempelteologie of 'n tabernakelteologie wat ongelukkig later baie afgewater het. Hoekom frons jy so? Wat is die vraag? Dink nou hieroor, saam met Christus op die troon sit. Ja, Hy sit aan die regterkant van God. Dus daar is nog 'n troon. Ek het al gelees dat ons op troon gaan sit. Ek het al gelees dat ons by nuwe hemel en aarde gaan leef. Ek sukkel om dit alles by mekaar te bring oor wat ons nou eintlik waar gaan wees. Alles tot eer van God. Maar almal op troon sit, op 'n troon sit doe jy eintlik niks. Jy sit. Maar ons gaan die nuwe aarde lewe. ons gaan nie, op 'n troon sit is nie niks doen nie. Jesus. Jy gaan regeer oor wat? Oor God, sy hele skepping, dink byvoorbeeld, Die skepping is dan klaar wanneer ons daar kom. maar dit beteken nie dat alles goed en reg is in God se skepping nie. Met mense, maar onthou daar was intussen geen versoening vir engele nie. Daar's allerhande magte teenwoordig nog in God se skepping. Dink byvoorbeeld aan wat Paulus sê, nou ontgaan het oom Chris sal dalk of een van julle kan help. As Paulus sê, onthou dat is in 1 Korintiërs 7. In 1 Korintiërs 7 sê Paulus, wanneer daar in die gemeente allerhande twiste ontstaan en daar is niemand in die gemeente wat eers kan regspreek om daardie twiste op te los nie. Dan sê Paulus, dis 'n skande dat dit so in die gemeente is. En wat is die rede wat hy gee hoekom dit 'n skande is? Want hy sê, want julle sal iets doen. Kom ons blaai na 1 Korintiërs 7. Heel belangrik. Dit was die groot skande, dat ons nie eers oor mekaar kan regspreek nie. Want, daar is 'n baie groter roeping. Ekskuus, dis nie hoofstuk 7 nie, jammer, hoofstuk 6, jammer. Vers 3, 1 Korintiërs 6 vers 3. Of kom ons begin by vers 2. Of weet julle nie, dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? Wie is dit? Wie is die regverdiges? Die kinders van die Here. Jy en ek gaan die wêreld oordeel. As die wêreld dan deur julle geoordeel gaan word, is julle onbevoeg vir die nietigste regsaake hier op aarde? Dis die aanklag. Maar dit bly nie daarby nie. Vers 3 sê, weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Dis die geweldige, en dit doen jy vanaf 'n troon. Om die waarheid te sê, die Here Jesus sê selfs vir sy disippels in Lukas, so hier rondom hoofstuk 20 sê hy, en julle sal die regters wees oor Israel.
En is dit voor of na die oordeelsdag? Wel, dit was voor die oordeelsdag, want hulle doen dit deur die evangelie te verkondig. So dit begin dan ook letterlik op Pinksterdag, wanneer die Gees uitgestort word, dan begin die oordeel by Israel, daarom dat die Here ook sê, die oordeel van die Here begin by sy eie volk. En dit begin dus deur die prediking van Petrus op Pinksterdag. Want wie is daar voor hom? 'n klomp heidene op Pinksterdag? Johan? Dis die uitverkore volk, dis Israel. Dis Israel wat daar staan, vanuit allerlei plekke bymekaar. En daar word hulle geoordeel, want heel duidelik word vir hulle gesê, maar julle het die regverdige verwerp. Julle het. En dan besef hulle ook, maar hulle staan onder oordeel. Deur hierdie woord wat die apostels verkondig, staan hulle nou veroordeel. En daarom ook, wat is die uitroep van die mense? Wat is die uitroep van die volk? Wat kan ons dan doen om van hierdie oordeel gered te word? Hulle is baie bewus daarvan, hier word 'n oordeel oor ons gevel. Want ons het die Messias verwerp. En daar begin God se oordeel. Maar dit eindig nie daar nie. Uiteindelik, wanneer Christus terugkom, gaan, wel selfs voor dit gaan ons al die wêreld oordeel. En hoe doen ons dit? Deur ons lewe en veral deur die evangelie te verkondig, net soos wat Petrus gedoen het op Pinksterdag. Ons gaan die wêreld oordeel deurdat ons die wêreld oproep tot geloof en bekering, en daar waar daar nie bekering is nie, wat sê die skrif vir ons? Is jy reeds veroordeel? Mense, ek en jy oordeel die wêreld wanneer ons die reg van Christus verkondig. En daarom ook, ek dink ons het ongelukkige afgewaterde idee gekry van wat dit is om die evangelie te verkondig. Die evangelie verkondig beteken nie dat ek vir mense 'n kaartjie gee om eendag hemel toe te gaan nie. Die evangelie verkondig beteken dat ek die reg van Christus bekend maak aan mense. Ek verkondig aan julle, Jesus is koning, buig die knie voor hom. Hy is die groot regter, luister na sy oordeel, kom na hom toe en jy sal gered word. Sien, dis evangelieverkondiging. Evangelieverkondiging is nie die vraag, wie wil graag die hel vryspring nie. Bring dit dan nou mee, dat as ons so leef, dat ons dubbel op troon sit? In 'n sekere sin ja. In 'n sekere sin ja, en ons kan, waarom? Omdat Christus, ons verteenwoordiger, reeds vanuit die hemel uit sy gees op ons uitgestort het, en hy kon nie sy gees uitstort voordat wat nie gebeur het nie. Voordat Christus nie op die troon gaan sit het nie, voordat hy nie opgevaar het na die hemel toe nie, maar omdat hy nou daar as mens op die troon sit, en van daar af sy gees oor ons uitstort, oordeel ons die wêreld. Maar ons gaan ook nog die engele oordeel. Nou, vra my nie na die detail daarvan nie, wat ek dink nie, die skrif gee dit nie. Maar al wat ek maar wil sê, dit weet julle ook, daar is 'n verlosser vir mense, maar ons lees nêrens van 'n verlosser vir die gefalle engele nie. En word juis die oordeel oor hulle nie gebêre tot die dag wanneer Christus gekom het en ons saam met hom ook die engele wat geval het gaan oordeel nie. Ja, hoe dan ook al, dit is wat Paulus aanraak as hy sê, kan julle nie eers geskille tussen mekaar oplos nie? Dis 'n skande. Daar's allerlei twis onder julle en 'n hardloop julle na die wêreldse regter toe. Mense, ek gaan dit nou maar noem. Daar's in ons gemeente so klein bietjie onrus oor die hele kwessie rondom die vrou in die ampte. En daar's verskille tussen die mense. En wat gebeur ewe skielik? Wat doen die mense wat met mekaar verskil?
gaan sit nie by mekaar en praat met mekaar nie, maar klim op Facebook. En dan op Facebook word my broer en suster aangekla en sleg gesê en bevuil en bevloek. Want Facebook het 'n platform geword waar mense hulle oordeele kan uitspreek. Dis verskriklik. Dis 'n skande. Dis 'n absolute skande dat so iets gebeur in die gemeente van Christus. As ons nie eers by mekaar kan uitkom in versoening voor die aangesig van Christus nie. En ons wil die wêreld gaan oordeel, moet asseblief nie begin met 'n sendingaksie as ons nie eers onsself kan uitsorteer nie. Asseblief. Ek wil net daarteen waarsku. Hierdie die Christendom het 'n soort van 'n etiket van jy steen alles. Jy oordeel, jy veroordeel, jy sien net foute raak en jy kritiseer verskriklik. Dis ongelukkig die beeld wat die meeste mense van Christene het. Hulle is teen lekker of teen plesier of teen die mode of wat ook al. En ek dink ons moet bietjie daarvan wegkom. Dat ons nie net kritiseer en fout kry nie. Ek wil net hier 'n aanhaling lees uit die brief van Petrus, die eerste een, hoofstuk 3. Petrus skryf hierdie brief aan die vervolgde Christene. Hulle word veronreg, hulle word ek sal sê beroepe ontsê, elke moontlike onreg word teen hulle gedoen. Maar luister nou, wat sê hy? Petrus, wie sal julle sleg behandel as julle uit julle pad gaan om goed te doen? Maar as inderdaad gebeur dat julle swaar kry omdat julle doen wat reg is, sal God sy seën op julle laat rus. Moet dus nie dat mense julle bang maak of afskrik nie. Inteendeel, eerbiedig net Christus as die Heer van julle lewe. As julle dit doen en iemand vra julle uit oor die hoop wat in julle leef, wees altyd reg om te reageer. Maar doen dit taktvol en eerbiedig, sorg dat julle gewete skoon bly. Wanneer die mense dan sleg van julle praat, sal hulle skaam kry wanneer hulle agterkom hoe voorbeeldig julle leefstyl is, omdat julle aan Christus behoort. Hou in gedagte, as God beskik dat julle moet ly omdat julle goed doen, is dit beter as om te ly as julle kwaad doen. Alle woorde, wat Petrus hier sê, hy sê as julle die wil van Christus ly, doen dit met 'n smile. En as hulle die mense vra, hoe kry jy gesmile in hierdie omstandighede? Dan kry jy kans om die hoop te verduidelik waarin jy leef. Daardie hoop van wat Christus vir ons verwerk het. Ek is op pad na die ewige lewe, na die nuwe hemel, die nuwe aarde. En dit laat my smile in hierdie situasie wat ek my nou bevind. Dit is maar deel van die reis. En ons moet aanleer om, ek het net nou vertel, weet ek nog nie vir iemand vertel nie, nou vraag iemand vir my, hoe gaan het met jou oom? Sê ek nie, baie goed met 'n geseënde 90 jaar. Hoe sê jy dit so? Ek sê nee, ek is nog vinnig op pad boontoe. En so met ander woorde, ons moet, is jy seker? Ja, ek is seker. Hoekom? Dan verduidelik jy die hoop wat in jou is. Ons moet afleer daarvan, dat ons nie te erg teen alles is. Liever, ons moet teen alles wees, teen baie dinge, maar ons moet ook onthou, ons het eintlik 'n positiewe boodskap aan die wêreld te gee. Nee, baie dankie daarvoor. En daarom ook, as ons praat van oordeel, beteken dit nie in die geval veroordeel nie. Want Paulus sê juis, aan ons is die bediening van die versoening toegeken. En dit beteken dus ook, daar waar daar ongeloof is, word mense aan die oordeel oorgegee, maar die wonder is dat die kerk ook kan vryspreek. En dit is ook oordeel. Dis 'n regverdige genade
oordeel. En dit is wat in prediking gebring word. In prediking kry ons te doen met die bediening van daardie oordeel van God. Dit veroordeel aan die een kant, maar aan die ander kant spreek dit vry. Dit is ook 'n oordeel, dat al het jy gesondig, God spreek jou in Christus vry. Dis 'n oordeel, dis God se oordeel. Luister byvoorbeeld na Matteus 16, wanneer Petrus bely wie Jesus is, dan sê die Here uiteindelik vir hulle wat bely dat hy die Messias is. Dan sê hy vir hulle, ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. En wat jy ook al op aarde toesluit, sal in die hemele toegesluit wees. Maar wat jy ook op die aarde vrylaat, sal in die hemel vrygelaat wees. Wow, dis geweldig. So hier kom 'n positiewe oordeel en 'n negatiewe oordeel. Daar waar daar ongeloof is die hemele toegesluit. Maar dit is nie al wat ons verkondig nie. Teendeel, ons roep juis in die eerste plek op om in Christus te glo. En dan is die oordeel, jy's vrygemaak. Dis tog wat ons vir daai man in die tronk gaan verkondig. Vir hom gaan sê, weet jy, as jy in Christus glo, is jy 'n vrygespreke mens. Jy's vrygespreek. Die groot regter van die skepping, Jesus Christus, veroordeel jou nie. Jy's 'n vry mens. Wow, dit is 'n positiewe oordeel. So ons moet inderdaad nie oordeel as net negatief verstaan nie. Maar daarom oordeel gaan uit in die verkondiging van die evangelie vandag alreeds. En daar's 'n aspek daarvan vir die toekoms. Kan ons dit eers daarby, ek hoop 'n bietjie laat, dat dit wel duidelik is. Goed. Ek wil graag oorgaan na die toonhoogte van Levitikus 1. So net bo die middel van bladsy 2 skryf ek daar, die toonhoogte van Levitikus 1 is vreugde. Dit skep 'n verstommende begin vir 'n boek wat baie as wetties lastig of selfs onderdrukkend beskou. Die prentjie wat ons voorgehou word is presies die teenoorgestelde. Want wat gebeur nou hier? Onthou, vanaf Eksodus 3 het die Here deur Moses beloof, julle gaan by hierdie berg my kom aanbid. Nou dis tog iets geweldig. Dis tog iets om na uit te sien. Daar is tog 'n enorme verlange daarna om God nou te kom aanbid. Hulle is immers vrygemaak van die slawerny van die Farao. So hier is hierdie brandende verlange om God te gaan aanbid. Dit was ook sy belofte. Die Here sê ook vir Moses, dit sal vir jou 'n teken wees dat ek jou geroep het, wanneer my volk my by die berg gaan kom aanbid. En dit is nou wat gebeur in Levitikus 1. Mopsticks, hier gebeur dit uiteindelik. En daarom is die hele hoofstuk 1 is absoluut op die toonhoogte geskryf van blydskap, van vreugde, van royale uitnodiging. En ons gaan nou 'n bietjie kyk hoe royaal is daardie uitnodiging om na die Here toe te kom. Met ander woorde, hierdie wetgewings was nie 'n manier om mense weg te hou nie, maar juis nader te trek. Kom ons lees gou weer daardie eerste 2 verse. Mineke, het jy dit dalk daar by jou? Nog nie. Maar Levitikus 1 se eerste 2 verse. Dan sê vir my of jy iets van 'n uitnodiging daar hoor. En vir wie is die uitnodiging? Die Here het vir Moses geroep en uit die tent van ontmoeting vir hom gesê, praat met die Israeliete en sê vir hulle, wanneer een van julle vir die Here 'n offer wil aanbied, kan hy dit aanbied uit sy beeste of uit sy kleinvee. As dit 'n brandoffer word. Ja, tot daar. Hoor jy 'n uitnodiging daar? Ja? Sê dit in jou eie? Jou beeste of as jy kleinvee. As jy dit wil bring, en wie mag dit doen? Wie mag dit doen? Wie mag bring? Ja. Enige een.
Enige een. Die vertaling hier sê, wanneer een van julle, daar is ander Afrikaanse vertalings wat tereg sê, wanneer enige een onder julle 'n offerande wil bring. Met ander woorde, daar is hierdie oop arms. Iemand van julle. Ja, iemand van julle. Met ander woorde, elkeen van julle. Hier's nie 'n beperking nie. Julle moet onthou hoe dit gegaan by die ander volkere wanneer hulle tempels opgerig het. Wie mag met die offers na die tempel toe gekom het? Een van julle. Net die priesters. Dit was 'n baie eksklusiewe ding. Daar was priesters gewees en hulle het toegang gehad tot die gode. By Israel is dit heel anders. Ja, die priesters het 'n middelaarsfunksie, maar wie is die een wat die offer bring? Enige een. En om te wys dat dit enige een is, word nou by hierdie eerste soort offer wat gebring word, en wat is hierdie eerste soort offerande wat gebring word? Dis die brandoffer, né, of die hemelvaartsoffer. In Engels is dit die ascension offer, die offer wat heeltemal gebrand word en opstyg na die Here toe. Dis die brandoffer. Nou is dit opvallend dat 3 moontlikhede word gebied. Wat ons ook duidelik laat sien, dat Levitikus 1 wil sê, enige een kan kom. Kyk gou. Vers 3 sê, as die persoon se offer 'n brandoffer is, uit die beeste, moet dit 'n bul sonder gebrek wees. Nou wat se tipe ou gaan 'n bees bring? Ja, die ryke beesboer. Dis die ryk een. Dis die ryk een. Ja, dit was die ryk een, maat as jy bees. Maar en dan gaan dit aan presies om te verduidelik hoe hy daai offer dan ook moet bring tot by vers 9. En nou word vertel van nog 'n ander kategorie onder die volk van die Here wat ook 'n brandoffer wil bring. Nou, wie is dit? Vers 10. Kleinvee. Hy skaap of kleinvee. Skaap of 'n bok. Nou, wat is die verskil hierso? Middelklas, dankie Johan. Hier is die middelklas. Dis absoluut reg. Ek wil amper sê dis die ouens soos ons, maar hier's 'n paar rykes onder ons, so ek wil dit net. Hier's 'n paar onder ons wat beeste bring. En daar's 'n paar van ons wat. Maar hulle was albei reine diere. Hulle was presies, dit was rein diere en daai offer was onvoorwaardelik aanvaar. Of dit 'n bees was en of dit 'n skaap of 'n bok was. So of jy nou ryk was of middelklas was. En nou Johan, kom jou in my kategorie. Vers 14. Want daar's nog 'n tipe brandoffer wat gebring kan. 'n voël. Nou, daar's hy. Dis die duiweboere. Duiweboere is ryk. Ja, ek dink ook nog hulle is ryk, né? Maar weer eens, dis Johan, wat het ons hier? Dis die armes uit Israel. Mense, as jy nie 'n bees kan bring nie, dan bring jy 'n skaap. En as jy nie 'n skaap of 'n bok kan bring nie, dan bring jy 'n voeltjie, 'n tortelduif. Maar kom net. Hoor julle die uitnodiging? Hoor julle die arms van die Here wat oop staan? As enige een, ryk of arm, gaan nou by jou wees aan hom, né? Solank ons hier hoor, dis nie een of ander wet wat wil keer nie, dis 'n wet wat wil oopmaak. Wie jy ook al is, as jy deel is van die volk van die Here, kan jy nader kom. Mense, dis die gees wat in ons gemeentes moet lewe. Daar moet nie klasse verskil wees in die kerk nie. Net daai tipe ekonomiese ouens kan op die kerkraad dien, en net daai tipe ouens kan ouderlinge wees, en net daai tipe ouens mag diakens wees, en die ander mag niks. Moet nie hier gaan oor materiële kategorieë nie. Daar is wel kategorieë, naamlik die kategorie van geestelike gawes wat die Here gegee het. Maar hy kan daai gawe gee by 'n ryke, by die middelklas of by die armes.
Maar sien julle dis wat gebeur hier by die brandoffer? En die hoofgetuienis en doel van die brandoffer is dat jy dus jouself geheel en al aan die Here kom wy. Daarom dat dit wat geoffer word, heeltemal verbrand word. Want dit wys daarop dat jy jouself heeltemal vir die Here kom gee. Sien julle hoe word die deure van die tabernakel as ware oopgebreek hierso? Enige een uit die volk, hier is geen beperking nie. Of jy jonk is of jy oud is, of jy ryk is en of jy arm is, of jy 'n man is of jy 'n vrou is, bring jou offerande, kom wy jou aan die Here. Hoor julle die uitnodiging? Dis amper asof hy sê, goed sê maar, moet dat ek sê weggaan. Presies, daar stel jy dit nou die positiewe, né? Moenie dat daar enigstens 'n belemmering wees nie. Moenie dat jy dink jou armoede, dat jy nou gaan skaam moet voel, omdat jy net 'n tortelduif bring nie, Peter. Bring maar jou tortelduif. Jy moet nie vir 'n duiweboer sê hy moet sy duiwe offer nie. Hy sal liewer 'n beeste offer as 'n tortelduif. Maar sien julle daar, en of jy 'n tortelduif gebruik het of 'n bees, elkeen was volledig verteer op die altaar. Elkeen was volledig vir God aanvaarbaar. Anton. Dit is interessant dat die dier wat jy bring, moet sonder kwes of beletsel hê. En inderdaad, as jy goed kyk, as 'n bul of 'n ram, is die waardevostes in die kudde. Presies. Absoluut. Dankie. Dis 100%. Pragtig. Dit is inderdaad, jy bring dit wat vir jou waardevol is. En as dit die duif is, dan is dit die duif. Moet net nie dink jy kan die Here kom bedrieg deur wat jy bring nie. Sorg dat jy bring wat jy weet die beste is wat jy het. Want jy kom wy jou aan die Here. Uiteindelik is wat Levitikus hoofstuk 1 wil sê. Uiteindelik word dit waar. Die volk van die Here kan in God se teenwoordigheid inkom. Met watter offerande dan ook al. En onthou altyd, dit wat hulle kom offer, is iets wat God altyd eers gegee het. God word nie ryk gemaak, soos by die heidene nie, né? Kyk, by die heidene is jou offerande 'n manier om die God sy oë so bietjie blind te maak, né? Want jy kom verryk hom nou so bietjie deur wat jy vir hom gee. So jy koop eintlik sy guns bietjie. Dis nie wat God hier vra nie. Hy bied sy guns vir jou aan. En hy sê, kom net. Hy bied sy guns vir jou. Jy hoef nie sy guns te kom koop en daarom bring jy 'n bees nie. Jy moet nie skaam voel met jou ekonomiese stand waarin jy is nie. Kom net. Kom na hom toe. Almal wat vermoeid en belas is, en ek sal rus gee. Sien, dis die toonhoogte waarmee die boek Levitikus begin. Sien, so daardie wet wat die onderskeid maak tussen die bees en die bok of die ram, of die skaap of die duif, is nie maar lastige wetgewings nie. Dis nie wetgewing wat grense trek nie. Dis wetgewing wat sê, moenie dat iets jou weghou nie. Kom wy jouself aan my. Kom in my teenwoordigheid in. So hier is dus 'n geweldige ontwikkeling in die storielyn van die hele Pentateeg. Waar Israel in slawerny is hulle nou in die heilige God se teenwoordigheid. Ja, nou. Is ek gevra die doelplan van hoe baie keer moes hulle offer? Is enkele 'n jaar? Net wanneer jy wil. Daar was geen, jy sal ook hoor, daar is glad nie, jy moet dit elke soveel kere doen nie. By hierdie offer bring jy soveel kere as wat jy wil. Dus jy het ook te doen gehad met as jy voel jy wil 'n sonde bely. Kyk, dit gaan daarmee saam. Ons gaan volgende keer gaan ons 'n bietjie daarby uitkom, want dis die ander aspek van hierdie offer.
Want dit is ook 'n manier waarop jy jou sonde wel ook kon bely. So, ja. Presies. So, maar ons tyd is nou so 'n bietjie verby en ek wil nie daaroor gaan nie. So, kom ons gaan volgende week verder, wat dis ook die ander betekenis nog is van hierdie brandoffer, want dit doen ook versoening. En ek dink dan is Anton heeltemal reg om te sê, dit kan dus wees dat jy 'n bepaalde sonde begaan het en jou gewete kla jou aan. En jy sê, maar ek wil my verhouding met God weer goed kry. Jy wil jouself opnuut aan die Here gaan wy. Wel, dan bring jy 'n offerande, nie om daarmee God se vergifnis te kom koop nie, maar om ook weer te laat sien en weer te beleef, ek is aan die Here gewy, ek hoort by hom. En dit is wat sondevergifnis uiteindelik is. Ek hoort by hom. Mense, as ons met hierdie boodskap huis toe kan gaan, dat Levitikus 1 se toonhoogte is die van feestelikheid, is die van uitnodiging, is die van God wat met oop arms staan en sê, daar is geen belemmering vir enige een onder die volk van die Here nie. Kom in, kom na my toe, kom net, al bring jy selfs net 'n tortelduif. Vir God sal dit goed wees. Dit is 'n genadige God, mense. Aangrypend. Sal ons nog sing vers 5 van Psalm 48, laat Sionsberg weer klink van vreugde. Sionsberg, dit is daar waar uiteindelik die tempel gebou is, né? En dit is waarvan hierdie Psalm sing. God wat homself op Sionsberg in die tempel kom openbaar het. Kan ek vir oom Chris vra miskien daarna vir ons te eindig met gebed? Goed. So kom ons sing vers 5 en dan sal oom Chris vir ons eindig. Laat Sionsberg weer klink van vreugde, laat Judas dogters al verheug, opdat Gods oordeel al verbly. Die oordeel wat sy volk bevry. Aanskou die stad met skanse, paleise, torentranse, hoe dat opbreek met nuwe pracht, en meld dit aan die jong geslag. Die God is onze God en hy sal tot die dood toe ons gelei. Ons hemelse God en Vader, dankie dat U met U heiligheid ons nie afskrik nie. Maar juist wil hê dat ons U heiligheid moet honoreer en daarom met die regte gesindheid na U toe kom. En dankie dat ons lees, ons kan met vrymoedigheid tot die troon nader, want een, Christus Jesus, het die pad na die troon toe vir ons oopgemaak. Die heiligheid en regverdigheid vir ons verdien, wat ons nooit self kon doen nie, waarvan die beeste en die bokke en die duwe slegs afskaduwings was, voorbeelde, maar dankie dat ons uit kan kom, nie op grond van voorbeelde nie, maar op grond van die werklikheid van Christus Jesus, wat aan die regterhand sit en vir ons intree. En hy doen dit, Here, sonder dat ons dit verdien het, maar bloot omdat ons hom vertrou. Dit is die wonder van U, die heilige God, wat ons naby aan U wil hê. Amen. Amen. Dankie mense. Dankie dat julle so dapper was om te kom vanaand.